Vandag het ons 'n baie interessante video vir jou. Ons is hier so in wildernis van al die plekke, die wildernisplotte. Nou, as jy weet waar Maps of Africa is, die kaart van Afrika, dit is in hierdie selfde area. Ons is hier so by Donkey Forest Walks. En gaan nou vir jou voorstel aan die eienaar Rupert en ook die donkies. Jy kan sien hier agter my is 'n hele klompie. So wat hulle basies doen is hulle stap met 'n avontuur in die woud in. Met die donkies teen 'n baie bekostigbare prys. So bly ingeskakel en ons wys jou meer. Okay, so dit is Stella. Hallo Stella. Hallo Stella. Ja, sy gaan my soen. Dit is omtrent 'n belewenis hier so in die woud. Soos wat ons nou stap, vertel Rupert ons 'n bietjie wat alles hier is en wat se hout en wat se plante en diere en allerlei goed hier is. So dit is regtig baie oulik. Ek sal dit regtig aanbeveel vir jou. So hier by my sit die man, Rupert van Donkey Forest Walks. Rupert, dankie vir die geleentheid om ook 'n bietjie te kom vir ons te wys wat doen jy en hoekom jy dit doen. So nou wil ek weet why. Hoekom? Waar dit begin? Dit het begin by 'n vriendin van my. So 'n paar ek het COVID tyd by haar gaan perdry en sy het hierdie wonderlike bos. Jong, dit is beautiful. Sy bly ook waar my oupa grootjie gebly het. En ek het daar gaan ry en ek het gesê, jong, dis vir my mooi. Ek moet ook iets doen om vir my naam te maak, jy weet. Die voer is maar duur. Toe het ek gegaan en ek het vir haar gesê, jong, ek kan dalk my bos gebruik om iets te doen. Want die meeste het hulle hout hier gesaag en so. Toe kom paadjies kap. En toe het ek vir haar gesê, okay, ek het nou die idee. Kan jy nou my help met 'n naam? Toe sê sy vir my, sy het my ge-WhatsApp, so 'n paar name gegee. En van die name, Donkey Forest Walks, was vir my die mooiste. Het nou net uitgestaan. Hy het net uitgestaan bo alles. En ek het gesê, die ene gaan ek gebruik. So, ek het hom toe, wat ek toe gedoen het, is, ek het toe die foto gevat van Jerry, nou nie sy nie, waar hy gestaan het in die veld. En hy het net geëet, sy lucerne geëet. En daar het ek geskryf, Donkey Forest Walks. Come and walk with the rescue donkey. For more information, please contact Rupert on 062 963 9363.
En toe het ek my eie Facebook page opgemaak, my eie WhatsApp business account gemaak en alles soos dit. En van daar af het die ding begin. So, jy sê dit is omtrent nou 'n jaar terug wat jy begin. Dis 'n jaar terug, dit was Vrydag 'n jaar terug gewees. Okay. En buiten vir die walks, jy doen rescues ook, het jy Yes. gesê, jy het iets interessant vir my gesê voor die tyd van, jy was 'n klein seentjie toe jy letterlik begin het met die rescues. Ja, ek was omtrent so 16 jaar oud toe ek begin met die rescuing. Jong, ek het geweet van dieremishandeling, maar ek het Ja. nie geweet dit is so erg Op die gewees nie. donkies. Op die donkies nie. Die donkies is die meeste wat mishandel word deur almal. Perde word ook mishandel, maar nie so erg soos die donkies nie. Donkies is maar 'n dier wat jy weet bly humble. Hy bly humble. Hy Ja, sal ja, doen ja, vir ja. enigiets, vir enige ding, vir 'n wortel. Okay. En hier enetjie wat hier staan, sy was ook mishandel, maar toe kom Ouden en hulle daar gerescue. En wat toe gebeur het is, toe het 'n vrou in Oudtshoorn het haar toe aangeneem. Nee? En ek ken toe iemand in die bedryf van kalkoene en hoenderskoop en so aan. Toe sê ek hom, "Alright." Hy sê toe, "Jy het 'n grond, jy kan ons die donkie aanneem." Ek sê, "Ja, is fyn." Toe gaan ek daai selfe week. Dink dit was die Vrydag. Toe het ek gegaan en ek het haar gaan aanneem. En ek het haar gaan haal en van daar af. Hoe sy is baie lief vir hom, kyk net hier. En van daar af het die ding begin met my en ou Stella. Ai, tog. So, ja, sy is nou 9. Sy was 2 maande toe sy by my kom en nou kyk hoe mooi Yes. sy is. Ja, wat sy is. En sy is my babietjie. Spadi. Ek is pa. Ek is pa en ek is ma. Ek is alles in een. Ai, shit. Ek is die standpilaar, ek is alles as daar fout gaan en sy raak siek, dan roep sy my. Pa, ek is siek, ek ken al die siekgroepe. Dan gaan ek uit. Ai. So, even met swangerskappe, met haar, sy sal soos sy nou doen, dit is maar een van haar swangerskap hormone wat nou inskop om te sê, okay, ek wil nou by my pa wees. Sy het dit gedoen die eerste swangerskap en nou doen sy dit maar nou weer. Rupert, buite net vir die donkies, jy is geleer in veld en bos, né? So jy wat bied jy aan buite net die donkies wat loop? Jong, ek bied verskillende goed aan. Ek gaan volgende jaar terapie vir hom begin. So van die jaar af is dit nou net die donkey walks. Van volgende jaar af ons begin nou besig te raak met dit is dit 'n terapie vir hom waar die mense nou tussen die diere kan kom sit. En hulle kan kom leer oor die plante en die bos en die natuur en sulke goed. So ek is geleer van kleins af. Dit is dit. As jy nie weet nie, dan moet jy ouma vra en ouma sal vir jou sê. So jong, meeste mense vra my, waar kry ek die kennis van die plante? Toe sê ek, jong, ek is van kleins af geleer. Alles wat in die veld is, alles wat in die bos is, jy is geleer. Dit mag jy eet, dit mag jy nie eet. So soos die impepo, of vir voorbeeld. Ek weet wat dit is, ek weet wat's manlik, ek weet wat's vroulik. Gewoonlik wat hier groei is die manlik. Jy kry nie die vroulik hier rondom ons. Die meeste van die bos is impepo, hier gedeelte is impepo. Die res is manliks. Dis maar net bos. Net bos. Net bos. En dan praat hierdie manne nog verskillende tale en goed ook. Ja, ek is 7-talig. 7-talig. So ek praat Mbuka, Chichewa, is Malawer tale, hello miskat. En dan praat ek ook Xhosa en Zulu en Vanigalo, Afrikaans en Engels. Ja. Gooi vir ons so van 'n galo linkie toe. Vanigalo liedjie of Linkie. Zulu liedjie. Ek gaan maar Zulu. Xhosa is maar makliker vir my. Okay. Is minqabalan qot qoya qubaqqa qaqolet qolet qungat. Yes. So dit is 'n tong twister. Maar van kleins af is daar vir my gevloek en kosa. Daar sê my, hulle het my gevloek en kosa van kleins af. Dan sê ek vir hulle, toe ek begin verstaan, toe sê ek vir hulle, jy vloek my nie so nie, ek verstaan jou taal nie. Heb jy toe hier aangekom? 2022. Toe het hy was vars aan Malawi, het hy aangekom en toe het hy my nie verstaan. Toe moes ek maar van stadig
moes ek toe begin leer sy tale praat. En soos wat ek kon praat, het Happy verstaan. So as ek vir Happy sê, Maswala Banji, beteken dit goeiemôre. En as ek sê, Nyabonga Nkosi, dis nou Zulu, hy verstaan dit, want ek leer hom 'n bietjie van dit ook. So as ek sê, Izapa, kom hier so, Msambe, kom ons loop. En dan sê ek, Nyabonga Nkosi, kakhulu baie dankie. So hy verstaan dit ook nou. Ek het maar 7 tale. Wat een is jou moederstaal? My moederstaal is Afrikaans. Daar's hy. Afrikaans Dis is al my wat ek wil moederstaal. weet. Ja, dis my Moet jy om moederstaal. terug te kom na die donkey walks toe. Sê gou vir ons kykers ook almal wat kyk, hoeveel kos dit? R50 per persoon. Ek het dit besluit R50, want jy kan, dis min. Dit is regtig. ek sê vir Dis die hoekom mense, ek dis wil min. vra, hoekom Dit is dit so is- min? Dit is perfek. Ek het besluit R50 gaan meer mense aantrek om te kom stap. Want soos daai vriendin van my, sy vra R400 tot R480 So. per rit. So ek kan dit nie onder R100. Ek kan dit meer maak. Meeste mense het al vir my gesê wat ek kom stap het. Maak dit meer. Dan sê ek, wow, wag. Julle weet nie waaroor gaan dit nie. Dis maar vir hulle vervoer en dit gaan vir hulle dose. Hulle kry wurmerisyne wat ek vir hulle koop. Selfs wat ek doen is in die bos en in die veld. Dan gaan pluk ek my medikasie wat ek nodig het vir hulle So. om dit aan te maak om vir hulle die homer te gee. Die kakiebos wat hier groei by ons gebruik ek. Ek vat dit, ek pluk op. Daar wat ek doen is ek trek hom soos 'n tee. En dan laat ek hom staan 3 dae. Na 3 dae wat hy gestaan het, dan begin ek hom hier langs die spuit waar die vliee hulle plak. Dit hou dit weg, want daai wil ek ander woord sê. Daai kakiebos reuk is so sterk dat die muggies en die vliee hou nie van dit. My jene. Maar hulle is al gewoond as ek kom met 'n spuitbottel moet hulle stil staan. Ja. So hulle weet al die gedoente. En ewen as hulle koliek kry, ek het altyd dan sê die mense vir my, nee man, jy moet 'n veearts uitkry. En sê ek, nee, dis nie nodig. Dan sê ek, weet jy wat, die donkie vertrou my en ek vertrou die Here. So ek weet wat gaan aan. Okay, laaste vraagie, né? Hoekom donkies? Ek was net 'n perde, jy lyk nie vir my baie lief vir hulle soos vir die donkies nie. Hoekom donkies? Jong, donkies het my, ek was maar oor per, alle jaar, per man. Gewees van kleins af, jong. Maar my oupa Roetjie het ook perde gehad en so aan. Muile, maar nooit donkies nie. En toe Madam P hier aankom, want toe ek die oproep kry, toe sê ek, weet jy, ja, ek sal haar vat soos 'n perd. Ek weet ek sal so lief raak vir die donkies, maar ek het lief geraak, want ek moes haar groot maak. So, sy sal nou ook, vandat sy hier aangekom het, jong, sy tussen my skape geloop ook op 'n tyd. Dan is die rooi kat in die goed hier gekom, het sy sal vir hulle gejaag. Meeste boere koop selfs donkies af, om tussen hulle skape, tussen die skape te bewaar. Maar wat hulle nie weet nie, 'n donkie is high maintenance, hy is soos 'n perd. Die voete moet getrim raak, hulle moet gevoer raak. Kyk, die donkies eet uit die winkels, hulle vreet nie net die gras nie, hulle vreet lucerne, tef, haver. Hulle kry hulle spesiale kos. En met ou Stella hierso moet sy op 'n spesiale pellets wees. En sy moet spesiale wurmmedikasie en alles soos dit kry, want sy is dragtig. So ek koop vir haar Pony Romix, sy kry dit en dan kry sy haar lucerne in die oggende en in die aande kry sy nou Pony Romix en tussenin kry sy haar tef om te eet. So die kind en ek kom al jare saam. Ons kom al donkiejare saam. Donkiejare, letterlik donkiejare. Ek het gewonder hoekom sê hulle altyd donkiejare. Nou weet ek, want donkies het jy gesê word tot 50 jaar oud. 50 tot 51. Rupert, baie dankie. Plesier. Ons spreek 'n blessing oor hierdie grondheid en oor jou besigheid en alles wat jy doen en ook vir die diere. En mense, kom maak dit raai, dit is so lekker rustig hierso. En ja, kom ons stap verder. Ja. Daar's hy.
het jy dit nou, kom stap saam met die donkies in die woud. Iets uniek om te doen saam met die gesin en baie rustig. Baie rustig. Jy het soveel vrede in die woud. Ag, jy weet mos as jy gaan stap in die woud en dan nog saam met 'n donkie en saam met al die inligting wat jy kry van Rupert af. Dis iets wat jy regtig waar moet doen. Teen R50 per persoon, is dit bekostigbaar en so waarvoor wag jy? Doen dit sommer vandag.